Die toename in sluipmoorde op prokureurs is nie net afsonderlike gevalle nie. Volgens die spesialis, huweliksprokureur Shande Tron, wat onlangs 'n sterk meningsstuk hieroor geskryf het, is dit 'n ernstige bedreiging vir die veiligheid van ons regstelsel self. En ons gesels nou met hom. Shande, welkom terug hier by ons. Goeiemôre. Goed, ons gesels altyd met jou oor, jy weet, ernstige onderwerpe of kwessies, maar ek dink hierdie een is veral ernstig. Ons het nou weer van 'n tragiese voorval verneem. Hoe algemeen begin hierdie soort geweld word? Wel, dis is so ek nou in daai meningsstuk geskryf het. As 'n stelsel begin ineenval, dan is dit nie chaos nie. Ja. Dis 'n geleidelike lading van standaarde. Ek het nou die eerste keer toe 'n advokaat, waar ek nou teruggedink, wat is die eerste keer wat een van my kollegas sluipmoord op uitgevoer is, en ek kon terugdink aan 'n baie beroemde of besochte advokaat in Kaapstad, Piet Mahalik. Sluipmoord is op hom gedoen toe sy kind by die skool aflaai, en nie lank daarna nie was daar 'n sluipmoordpoging, gelukkig onsuksesvol, op William Booth, baie gesogte prokureur. En dis soort van waar ek kan terugdink waar het begin het, en toe dit gebeur het die land omtrent tot stilstand gekom. Ja. Nou, ek kyk nou wat in die laaste, kom ons maak het, ek dink is die laaste jaar gebeur het. 'n kilometer van my af, kollega Bouwer. Hy was besig met groot likwidasie. Hulle het 'n groot firma, pragtige luxe kantore. Ek meen nie, dis nie iemand in die middel van nêrens nie, 'n kilometer van my af. 'n Firma wat al bestaan van voor ek gebore is. Persoon het in sy kantoor ingestap, in sy persoonlike kantoor, en hom net daar doodgeskiet. Dan is daar die pa en seun likwidadeurs wat ook nie te lank gelede ook 'n sluipmoord op hulle gedoen is, ook hulle is besig met sekere ernstige likwidasies en ondersoeke oor waar daar korrupte aktiwiteite was. En dan is daar Booysens Hof, ander dag is 'n prokureur en 2 getuies doodgeskiet. Wynberg, ek was die ander dag in Wynberghof in Kaapstad gewees, die dag voor ek daar was iemand geskiet, die dag na ek daar was vir 'n ander saak is iemand geskiet. En nou maandag, daar's vir 'n ander prokureur ook, ek dink om 3 of 4 weke gelede geskiet, toe hy sy kinders by skool aflaai, ook besig met weet nie of dit oor hulle saaklading is of waarmee hulle besig is nie, maar dit is... Maar daar's 'n patroon. Daar is 'n patroon, en nou is Jeanette maandag sluipmoord op haar gedoen in Johannesburg. En ek het Jeanette geken van die hof af. Nie as 'n persoonlike vriend nie, maar jy weet, jy sien mekaar, julle praat en is as prokureurs, maar julle huddel daar voor en praat oor wat die dag aangaan. Fantastiese persoon, nice persoon, kompetente prokureur, maar ook besig met redelike ernstige sake, waarmee sy besig met ondersoek. Nou, mens weet nie of dit daaroor is nie, maar dit is, it begs the question, soos hulle sê. Ja, en hoe dit ook al sê, ek dink dit skep 'n gevaarlike presedent ook. In jou meningsstuk verwys jy ook na 'n sogenaamde normalisering van geweld. Wil jy iets meer daaroor sê? Ja, dit word nou so alledaags omtrent dat mense of getuies, ons kyk nou met al die kommissies wat aangaan, dan word is getuie nommer so is doodgeskiet, getuie nommer so, hulle kan hom nie kry nie. En sy getuie nommer so en so is opgeskiet terwyl hulle op pad is na die kommissie. Dit word genormaliseer. En as jy, soos ek sê, as 'n stelsel besig is om ineen te stort, dis 'n lading van standaarde, dis 'n desensitiwiteit wat jy kry, dit word nou normaal. It's not shock and horror, soos te sê anymore. Ja. Dis nou, okay, en binnekort gaan dit nie eers meer die nuus maak nie. Ja. In hierdie stadium lees ons nog redelik gereeld daaroor of daarvan in die nuus. Maar ek wil graag vir jou vra, wat is die impak daarvan op prokureurs en advokate wat daagliks hulle werk moet doen? Ek meen, leef hierdie mense nou in vrees? Ek weet die mense wat hierdie uitvoer, ek weet wat hulle wil hê die impak moet wees. Die impak moet wees dat daar moet 'n verkoeling wees. Dat sien maar, jy werk in 'n belangrike saak, die persoon wat voor in jou aan daai saak gewerk het, word doodgeskiet of vermoor, en nou is dit jou beurt om aan daai saak te werk. Gaan jy dit dink, man, dalk moet ek nie my werk behoorlik doen nie. Dalk moet ek sê, ag, hier is nie eintlik 'n saak nie, kom ons maak dit maar toe. Dis wat hulle wil hê, there must be a chilling effect, 'n verkoelingseffek. Maar die effek is die teenoorgestelde. Ja. Prokureurs sê nou gaan ons werk verdubbel. Sure. Nou gaan ons ondersoek dieper doen. Nou gaan ons meer aandag. Ons is, as jy dink, ons was nie voorheen gemotiveerd geweest nie. Nou is ons gemotiveerd.
So dit is ongelukkig die teenoorgestelde effek is wat die persoon wat hier verantwoordelik is wil hê. Ja, dis nogal vir my interessant, maar nou, ek dink almal wonder watter impak het so iets oor die algemeen op ons regstelsel. Jy weet wanneer 'n mens kyk miskien na die kort en ook die langtermyn. Ja, dis kyk daar's 'n wêreldwye tendens en as jy kyk na die storie agter die storie en soos is in Engels of die spreekterm wat in die wêreld is, daar's 'n elite klas in wêreldwyd noem hulle dit the Epstein class. Daar's hierdie elite klas en ons noem dit die rower elite. Waar jy het elite politiek of mense hoog in die politiek, jy het mense hoog in kriminele organisasies en ons praat van groot kriminele organisasies, kartelorganisasies en dan het jy groot besigheid. En ek praat van groot besigheid waar biljoene betrokke is. En by die interseksie van daai drie het jy hierdie nuwe klas wat nou wêreldwyd uitkom, die rower elite, die Epstein klas. En daar's verskillende verskynings van hoe daardie klas manifesteer in elke land. Een van die manifestasies in hierdie land is die aanval op die regsbank, op die regstelsel, op die prokureurs, die likwidateurs, die mense wat die werk moet doen, the gatekeepers. Ja. Soos hulle sê. En dit is in ons land een van die verskynsels van die rower elite, van hoe hulle opereer. Hulle opereer dalk anders in ander lande, maar een van die verskynsels hierso is jy het 'n verbale aanval op die regsbank, jy het 'n bedreiging vir die regters en die prokureurs en die staatsaanklaers self wat hulle gedreig word, en dan het jy ook baie na aan die hof gewoonlik wat daar sluipmoorde gebeur, om vir hulle boodskap te stuur. En ek dink dit is 'n baie groot probleem, want ek meen 'n mens dink aan vletjieblassers ook, jy weet en alles wat 'n mens in die nuus daaroor ook lees. Nou is dit regspraktisyns of prokureurs, advokate en dis meer. Is daar enige maatreëls om regspraktisyns 'n bietjie beter te kan beskerm in die opsig? Ek dink daar's 'n hele paar goed wat gedoen kan word. Ek dink een van die probleme moet in, as ek sê dit, ek gaan maar nie baie populêr maak in sekere sirkels nie, maar een van die probleme is van ons howe is in jurisdiksies waar dit nie meer moet wees nie. Dit is net te gevaarlik. As jy kyk na die Johannesburgse Hooggeregshof wat in die middel van Johannesburg af is, daar is nie veilige parkering nie, die pad daartoe is gevaarlik. Ek het baie kollegas wat al gekaap is, wat vensters gebreek is, ensovoorts. So om in te gaan hof toe is gevaarlik. Daar's nie veilige parkering nie, maak nie saak wat hulle sê nie. En om terug uit te kom is ook gevaarlik. So daar is 'n hele paar, en hierdie sluipmoordaanval was by die CCMA gewees wat baie naby aan daardie jurisdiksie, daai precinct soos hulle is noem. So daar's howe wat hulle moenie meer daar wees nie. Dit is net te gevaarlik. So dit is een van die goed. Van die howe moet geskei word. En as jy kyk byvoorbeeld na die Johannesburgse Hooggeregshof, die sentraal van Johannesburgse besigheid en die mense wat die howe gebruik en die advokate en baie van die sake daarso kom uit die soort van die Sandton catchment area uit. Hoekom is die howe nie daar nie? Hoekom moet ons inry in die middel van Johannesburg om sake wat oor mense in besighede gaan wat nie daar gebaseer is nie? Hoekom moet ons lewens in gevaar sit om daartoe te gaan? So daar's kan ek sê die samelewing 'n geweldprobleem. Jy weet, nou is altyd die argument, ja, maar nêrens in Suid-Afrika is veilig nie. Ja, ek stem saam, maar sekere plekke is veiliger as ander. En daar's 'n paar plekke wat jy regtig moet werk in die veiligheid. Kerke, howe, regeringsinstellings, munisipale kantore. Daardie moet omtrent, soos hulle in Engels sê, sacrosanct, heilig wees. Daardie plekke moet veilig wees. Hulle dien die publiek. Hulle is nie daar vir eie gewin nie. Dis nie 'n besigheid vir profit nie. Ja. Is daar miskien spesifieke sake of omstandighede wat regspraktisyns die meeste in gevaar stel? Ek dink enige om oor te slaan Engels toe, maar enige saak, any case that speaks truth to power. Enige saak wat dit doen, wat kan ontbloot, wat groot organisasies, politieke figure, groot kriminele organisasies vir daardie interseksie kan ontbloot.
daardie netwerke. Enige saak wat daarmee te doen het om lig in die donker te skyn op sulke gevalle, ja. So sou jy sê om daarbey aan te sluit, jy weet, het dit dan te doen met die druk wat van binne en van buite af op die regstelsel is? Wel, daar's 3 aanvalle op die regstelsel. Daar's die aanval van buite, sluipmoord, dreigemente. Daar's die aanval van binne wat regters en regslui groot bedrag geld aangebied word, geld of jou familie gaan die prys betaal. So hulle forceer amper korrupsie op mense, van dis die geval van binne, en dan sal die aanval van onderaf as politieke mense dalk in die moeilikheid kan wees, of hulle sien 'n hofsaak gaan nie hulle pad gaan nie, dan sê hulle nou, dis rassisties en dis koloniaal en dis dit. As die saak na hulle kant toe gaan, fantasties, dan is daar geen aanval nie. Goed, ons het 'n paar sekondes oor, so ek wil vinnig vir jou vra in kort, en ek weet dit is dalk moeilik, maar wat dink jy is nodig om hierdie patroon of neiging stop te sit? Dit gaan oor lawlessness, mense wat nie die reg respekteer nie. En mense kan groot probleme of groot aksies hê wat jy wil doen, maar dit begin met jy wat nie op jou selfoon praat nie. Dit begin met jy wat nie oor 'n rooi lig gaan nie. Dit begin met jou hoe jy in die voorbeeld wat jy stel vir jou kinders. Dit begin daar. Jy hoef nie 'n groot champion te wees, maar jy kan met jou eie aksies kan jy daai geveg begin. Shandu, wat 'n interessante gesprek. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. En as jy dalk op die uitkyk is vir 'n nuwe diertjie om saam met jou huis te neem, moet jy seker maak jy bly net waar jy is. Jy's ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning.